Stories oor die dood. Episode 9. Vertellings van 'n doodsbegeleier. Eposse van die ander kant af. Het jy ook al gewonder hoekom hy of sy weggekom het met die moord, of selfs moorde wat hulle self op die aarde gepleeg het, of daardie wat hulle beplan en laat uitvoer het? Die geld wat hulle gesteel het, slim planne wat hulle gemaak het en uitgevoer het om ander te benadeel. Nou is ek hier aan die ander kant en ek wonder nog steeds. Terwyl ek van die aarde was, het hulle gesê, hier weet jy ten dele. Eendag sal jy alles weet as jy genoeg belangstel om uit te vind. My naam is Ariana en ek is nie meer van die aarde nie. Ek het mos myself gat oor kop na my dood geval, omdat ek altyd alles self wou doen, nooit hulp wou aanvaar nie, en ek is steeds 'n vreeslike nuuskierige aggie, wat goeders self wil doen. Dankie. Wat karring jy so met die gedoente daar voor jou? Vra Logarno en kom haastig nader. Ek dink die rekenaar het gevries. Verduidelik ek, al weet ek al lankal dat hierdie nie 'n rekenaar is nie. Dit is iets waarvoor daar op die aarde nie 'n beskrywing is nie. Dit is 'n soort energie, groter as die aardbol self en bestaan uit miljoene lewende molekules en entiteite, soos klein lewende polystyreenballetjies. Kennis van lewe en dood, die boom in die middel van die paradys, van kennis van goed en kwaad en veel meer. Wat is dit wat jy wil weet? Logarno, ek wil weet van moord. Ek wil weet of mense wat ander kwaad aangedoen het, weggekom het daarmee, bloot omdat hulle gladde bekke en manipulerende en dominerende persoonlikhede het. Of was daar 'n ander uiteinde vir hulle? Haha, jy praat van daardie slim mense, wat dinge haarfyn kon beplan op die aarde, en sodoende hulle spore kon doodsmeer. Hulle wat genoem word, die olifante van die aarde. Ek verstaan nie, bieg ek. As jy regtig wil weet, sal jy uiteindelik alles verstaan. Jy het nou 'n ewigheid om dit uit te vind, Ariana. Wag so 'n bietjie, Logarno. Praat jy van my droom? Die een van die olifante en die renosters? Hy lag effens. Ek verwys net mooi na daardie een. Toe het jy mos so 'n kykie gekry van hoe manipuleerders en domineerders werk. Onthou jy nog jou droom? Ja, en nou sien ek dit weer helder voor my. In my droom was daar teen die rotse geskets. Daar was 'n olifant van die kant gesien, wat met sy slurp reguit vooruit gestrek, soos 'n treinspoor daar lê. En dan was daar 'n renoster, skuins onder hom, wat in dieselfde rigting as hy gekyk het. Korrek. Olifante is die grootste landdier. Sy slurp, wat soos 'n treinspoor op jou skets lyk, is sy onwrikbare plan vir sy eie lewe. Renosters verteenwoordig mense wat nie vir hulle self dink nie. Renosters sien nie goed nie. Daarom wys dit in jou droom dat hulle luister vir olifant. Hulle vreet sy stories soos soetkoek op. Want as olifant gelukkig is almal rondom hom gelukkig. As die olifant ongelukkig is, of as hy iets nodig het en wil hê, dan trap hy op mense en hy vee hulle met sy slurp uit sy pad. Wil jy vir my sê dat hy haar doodgemaak het? Vra ek. Hy het dalk, maar onthou jy dat daar ook 'n prokureur langs jou gestaan het terwyl jy die droom gehad het? 'n regsverteenwoordiger. Wat het dit vir jou van die droom gesê? Dat die oordeel my nie daai tyd toegekom het nie, dat die regter eendag op hom wag? Maar Logarno, ek wil nog steeds weet. Goed, en jy mag, so doen jou navorsing. Ek is nie 'n olifant nie en jy's nie 'n renoster nie. Jy het oë en sintuie en veel meer hier gekry om te kan sien. Baie meer verstand.
en begrip om te gebruik, antwoord Logarno. Wel, ek het gedink, as ons hier aan die ander kant kom, dan weet ons alles in 'n kits. Ek het gereeld na al die stories van mense met doodservarings op Facebook gekyk en het gelees, en dan het ek ook na YouTube gekyk en geluister wat daar te sê is. Daar was kennis, maar die meeste mense op die bladsy en YouTube het eintlik maar net gespekuleer. Hulle het meestal net die begin van die grootheid van dit alles van hier gesien. Al wat jy op die aarde hoef te weet, is dat die dood nie vreesaanjaend is nie. Al is die omstandighede waarin dit soms gebeur het, skrikwekkend vir die mense wat agterbly. Maar dit is nie die einde nie. Dit weet ek nou. Selfs al is jy nie meer in 'n liggaam nie, leer jy steeds hier aan die ander kant. Jou siel stagneer nooit. Daar is vlakke van wees, selfs na jou aardse lewe. En daar is geeste in limbo, 'n klomp soldate wat werk, mense wat goed doen. En dan is daar mense wat steeds in limbo agtergebly het en nooit hier aankom nie. Op die aarde noem ons dit spooke. Maar ek, aan hierdie kant, is 'n werkende wese. Ek wil mos nog dinge doen. En net soos op die aarde, hou my gedagtes nooit op met dwaal nie. Daarom bieg ek nou weer teenoor Logarno. Jy weet daai tyd, op die aarde, nadat ek afgetree het in my laaste lewe, toe het ek nogal gedink, as ek weer kon teruggaan, en vervlaks, nee, ek wil nie. Ek wil asseblief nooit weer van die aarde wees nie. Maar as ek daar sou kon wees, sou ek nogal oor moord wou skryf. Nie die stories waar die moordenaars gevang is en aan die pen gereis nie. Ek sou daardie stories wou skryf waar hy oënskynlik skotvry ander kant uitgekom het en toe sy drama hom begin inhaal het. Want dit is een ding wat ek nou weet. Mense betaal vir slegte dade. Die groot gebod en waarskuwing is steeds om jou naaste lief te hê soos jouself en God bo alles. Jy is nie beter as selfs die armste huislose wese nie. Selfs daardie ou het 'n siel in sy lyf gekry as 'n groot geskenk van God van bo af. Maar natuurlik kan jy skryf, nog steeds. Kies vir jou iemand daar aan die ander kant, daar van die aarde. Iemand met 'n laptop, verklaar Logarno nou met 'n laggie. Druk daai knoppie, want jy het mos gereeld na antwoorde gesoek. Vind uit wat jy van die aarde wou weet. Moord is wat sy skryf, spot ek. En toe doen ek dit. Ek steek my hand uit, en daar is hulle, my olifantmense, die meesterbreins agter vele moorde en skemas waar mense op die aarde bevark, of in elk geval beolifant is, want dit is nie 'n bevarking nie, dis 'n beolifanting, volgens Logarno. Ek sien troppe olifante, kleintjies en groote, slurpe wat treinspore word, want die pad lê voor hulle uitgestrek, en hulle weet nog nie eens die omvang van dit self nie. Selfs al beplan hulle dit, meestal stap vir stap, want ja, jy het keuses gekry om uit te voer. Ek sien scenario nommer 1, ek sien 'n vrou en 'n man, hy is veel ouer as sy, ek is nie regtig verbaas om sy gesig te sien nie, daar was praatjies oor hom. Hy is gefascineer deur 'n mooi, minderjarige dogter, wat saam met haar ma in sy huis kom werk, 'n kind van die omgewing. As sy vrou haar draai, dan neuk hy mis met daai kind, en uiteindelik is sy swanger. Sy vrou is keelvol, en sy reël met die kind se pa, om van haar man ontslae te raak. Maar eers probeer sy om van die baba ontslae te raak. Koeldrank met 'n pilletjie daarin, en toe sterf die kind daarvan. Natuurlik vertel sy toe vir die dogter se pa, dat dit haar man se werk was.
Die gevolg, 'n gruisame moord. En voilà, weg is die man van die aarde afgevee. En die renosters rondom die olifant dink, ag, shame, daardie arme olifant koei. Maar helaas, sy weet wat sy weet. Scenario nommer 2. Sukses is sy lose, te alle koste. Sukses word aan geld gemeet. Hy kies 'n vrou wat 'n bydra tot sy finansiële welstand kan lewer. Sy moet al iets hê, of iets in die toekoms kan erf. Daar is standaarde wat die man het om te handhaaf op die aarde, 'n beeld om op te hou. Die man is 'n olifant in sy gemeenskap, in die samelewing. Waar kom sy geld vandaan? Polisse is natuurlik 'n goeie begin. Maar kom ons gaan terug na die heel begin. Toe sy werk besluit dat hy te Europees is vir die job en moet voeshek, toe praat hy met die nuwe ou wat in die pos aangestel is. Die man ken mos nie die werk nie. Hy kom maar aan en hy het nie eens 'n behoorlike bankrekening nie. Meneer sal hom help met die bankrekening, maar noem hy sommer op my voornaam. Vir hom en dan sommer vir 3 ouens wat daar werk, wie se ID-dokumente hy van iewers afgefabriseer het, want helaas, hulle bestaan nie. Dan sal hy hierdie nuwe direkteur se konsultant wees. Goed so, sê die direkteur, maar solank hy die ou, my broer as vernoot inneem, mens moet mos die familie ook help. Nepotisme. Cool, ons doen dit reg, met dokumente en testamente. Sou een van die 2 konsultante dalk te sterwe kom, dan erf die ander een. En daar gebeur dit. Tragies. Sy vernoot sterf in 'n ongeluk. Hy voeter van 'n paal af, die leer gee onder hom pad. En die polis betaal uit. Nie bietjie biljoene nie, baie. Die direkteur is agterdogtig. En dammit, jy weet dit was daar my broer, so jy moet liewer hier pad gee. Ek hou nie meer baie van jou nie. Is reg, meneer het eintlik ook so gedink. Die direkteur weet in elk geval nie van die 3 salarisse wat hy steeds met sy vals ID-boekie en bankrekeninge verdien nie. Hulle werk mos daar, sy spooke. Lekker man, lekker. Totdat sy eie vrou moeg raak vir hom. Sy wil hom uitskop, maar hy wil nie loop nie. Dis mos nog lekker daar. Toe sterf sy tragies. Gelukkig het hy mos 'n lewenspolis op haar ook uitgeneem. En op die kinders, en op haar ouers, en op sy ouers, en 'n vriend of 2, jy mag. Ek kyk na die man se storie, want dit is nog glad nie die einde nie. Sommige olifante stop, maar ander is onversadig, soos hierdie een. Hy trap nog steeds voort. Hy domineer en manipuleer nog steeds. En as dit met hom goed gaan, gaan dit met almal rondom hom goed. Maar as daai olifant in mast kom, dan chop die wêreld rondom hom af. Daar het jy dit, wil jy nog sien? Vra Logarno, toe ek geskok terug steier. Natuurlik wil ek nog sien, maar gee my asseblief net 'n kans om asem te skep. Daar is baie mense wat na die stories van die doodsbegeleier luister, maar daar is ook vele wat nie wil hoor nie. Stories van hierna. Dit is hoekom ek net so af en toe iets opsit. As daar dus meer mense is wat wil luister, wat bereid is om kommentaar te lewer, of dalk net 'n duim op te wys, dat hulle nuuskierig is en saam wil luister, sal dalk meer sulke stories kom. Maar hierdie is nog net 'n paar van die eerstes. So as jy wil luister, laat weet my. En dankie as jy wel geluister het. Word vervolg een of ander tyd.